Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Johannes 12 vers 20 tot 50 te lees, 'n baie lywige stuk waar Jesus verklaar dat sy uur gekom het om te sterf en dat sy dood soos 'n koringkorrel is wat sterf om baie vrugte te dra. En mense het nie van dit gehou nie, want dit pas nie in by hulle Messias beeld dat hy vir ewig gaan leef nie. Hy roep mense op, Jesus roep mense op om hom te volg. En hoe moet ons hom volg? Deur selfverloning en gehoorsaamheid. Jesus beklemtoon ook dat hy die lig is en dat mense in hom moet glo terwyl hulle nog die kans het, want hy verteenwoordig die Vader en stel die Vader bekend aan ons. En al sien baie mense die wonderwerke wat hy doen, bly hulle ongelowig. Party glo wel, maar hulle wil dit nie bely nie, omdat hulle vrees vir mense en vrees hulle posisie in die sinagoge gaan verloor. En dan eindig Jesus deur te sê dat wie hom sien, die Vader sien, en dat sy woorde uiteindelik die maatstaf van oordeel sal wees, waarop God ons gaan oordeel. Met ander woorde, God gaan die mens oordeel aan die hand van hulle keuses rakende Jesus Christus. Dis word die mens veroordeel omdat hulle Jesus Christus se woorde verwerp en Jesus Christus as die verlosser verwerp. 'n Paar gedagtes rondom hierdie teksgedeelte. Een sien ek in verse 23 tot 24 dat Jesus sê sy dood bring lewe vir baie. Soos 'n koringkorrel wat sterf om 'n oes voor te bring, bring Jesus se offer vrug. Laat my dink aan Jesaja 53 vers 10 tot 11 waar die Here sê dat sy lewe 'n skuldoffer is wat baie sal regverdig maak. En God se pad na lewe sien ons dus hier loop dikwels deur opoffering en aflegging van jou eie lewe. Ware disippels volg Jesus se weg van selfverloning. Ons lees dit in vers 25 tot 26. Wie sy lewe liefhet, verloor dit. Laat my dink aan Matteus 16 vers 24 waar Jesus gesê het, neem jou kruis op en volg my. En ek sien daarin iets van om Jesus te volg beteken dus om my eie wil onder sy heerskappy te plaas. Wat vir my baie kosbaar is in hierdie gedeelte is verse 28 tot 30 waar God die Vader self Jesus Christus kom bevestig met 'n stem wat uit die hemel uit sê, ek het u naam verheerlik. Die kruis is nie 'n neerlaag nie, dit is nie 'n verloor nie, dit is God se plan en triomftog vir die mens se redding. Ons lees dan ook in verse 35 tot 36 dat Jesus sê hy is die lig en dat die lig nou beskikbaar is, glo terwyl jy die lig het, want Jesus het geweet hy gaan opvaar en weggaan. En laat my dink aan dat ons geestelike geleenthede betyds moet benut. As die Heilige Gees my en jou dring, moet ons daar 'n keuse maak. Terwyl ons 'n vandag het, kom ons maak ons saak met die Here reg. Verse 37 tot 40 sien ons dat die verhardheid van die mens se hart en die gevaar daarvan. Mense sien die wonders wat Jesus doen, van hulle glo nie, van hulle vrees vir ander mense. En dit laat my dink aan die profesie uit Jesaja uit, wat daar juis ook geprofeteer is, dat mense se harte hard sal wees en hulle blind sal wees teen dit wat die Messias kom doen. En ek dink aan die waarskuwing in Hebreërs 3 vers 7 tot 8, wat juis ons waarsku, moenie julle harte verhard nie. Kom ek en jy maak seker vandag dat ons nie aanhoudend weerstand bied teen God nie, maar dat ons harte sag hou om te lei en te volg soos die Heilige Gees ons lei. In verse 42 tot 43 sien ek ook iets van dat mense se geloof word verstik deur vrees vir ander mense. Ons kyk hier na die geestelike leiers wat geglo het in Jesus, maar swyg en stil bly uit vrees vir die ander geestelike leiers se opinies en omdat hulle posisie van status in die sinagoge wil behou. Laat my dink aan Spreuke 29 vers 25 wat vir ons eintlik sê dat vrees vir mense is 'n stryk. Menslike goedkeuring mag nooit groter wees as God se eer nie. Jesus verteenwoordig ook die Vader perfek by ons. Wie Jesus sien, sien die Vader, sê hy,
verse 44 tot 45, laat my dink aan Kolossense 1 vers 15, wat bevestig dat Jesus die beeld van die onsigbare God is. En dan God se volle openbaring kan ons sien in Jesus. Christus is die volle openbaring van God se hart en sy karakter. En dan Jesus se woorde op die laaste dag sal die basis wees van waarop die mens geoordeel word, vers 48. Jesus het gekom om te red, maar wat ons met sy woord maak, sal uiteindelik ons oordeel bepaal. En dit laat my dink aan Openbaring 20 vers 12, wat sê ons sal geoordeel word volgens dit wat geskryf is. En Jesus Christus is die woord van God. God se genade kom saam met verantwoordelikheid. Ek en jy het 'n vrye wil en 'n verantwoordelikheid om daardie genade aan te neem en te kies. So kom ons oorweeg bidend vandag. Kom ons kies om Christus te volg en ons lewens self neer te lê in selfverloning, sodat God beheer oor ons tyd, gewoontes, besluite en ons identiteit kan hê. Here, laat U wil my lewe vandag vorm. Kom ons sien ook dat waar ons onsself in onsself sterf, dat dit deel is van die geestelike vrug wat ons dra. Moet ek en jy sterf van trots, spesifieke sonde, 'n seisoen wat ons mee moet klaarmaak. Vra Jesus om jou te help, sodat ons kan laat gaan en kan intree in dit wat hy vir ons het en wil hê. So as God vandag vir jou iets wys, 'n sonde, 'n besluit wat geneem moet word, 'n roeping wat uitgeleef moet word, moenie uitstel nie. Neem dadelik 'n stap wat God vir jou wys om te neem in gehoorsaamheid en eer die Here vir die roeping wat hy op jou lewe het. Groete en seënwense vir jou dag.